Wat 'n voorreg vir my om met een van die grootste godsmanne wat ek regtig ken in Suid-Afrika te gesels en om vir Neville te kry is baie moeilik, want Neville is altyd besig. Ek wil net inbreek en sê, weet jy, ek glo ek is baie spesiaal. Maar ek is nie meer spesiaal as jy. Of een wat Maar jy is luister. baie kosbaar vir ons. Want die Here sê, jou vingerafdruk is uniek. Hy maak nie duplikate nie. Is dit nie wonderlik nie? Jy's Amanda Loftus. Ek hou van jou humbleness. Jy sien, ek het bedien oor 'n volk, 'n taal en 'n nasie. Of 'n nasie, 'n volk en 'n taal. Ek kon nie my ouers kies nie. Voor die grondlegging van die wêreld kom die Here en hy skryf my naam in die boek van die lewe. Word 2 keer in Johannes genoem, 2 keer in Lukas genoem. Uit die mond van 2 of 3 getuies staan elke waarheid. En nou skryf hy ons naam. Ek sê, Here, so niemand is verlore nie. Hy sê, jy verstaan nie. Amanda Loftus verkoop eiendomme. Die huis is op die mark vir 5 miljoen. Ek maak 'n aanbod vir 5 miljoen. Ek gee vir jou 'n bankwaarborg. My offer is geldig. Maar wanneer word hy wettig? Wanneer Amanda Loftus teken. Geteken het. So die Here kom en hy neem 'n boek, die boek van die lewe. En hy skryf, ek het dit, God Speaks ook in Engels. Hy skryf vir jou naam en my naam in die boek van die lewe. Wanneer ons hom aanneem, dan bevestig hy dit. Ek sê, Here, verduidelik dit vir my verder. Jy word genooi na 'n bruilof toe. Hulle sê, laat asseblief weet, RSVP. Jy sê, ek kom. Nou staan iemand by die deur, merk die gaste af. Jou kar se wiel is pap. En toe gaan jy van die pad af en jy stamp die kar. Nou moet jy wag dat hulle hom insleep. Jou naam is op die bruilofslys. Vir die huweliksbevestiging, vir die bruilof, vir die onthaal. Maar jy is nie aanwesig nie. Maar jy moet jou kar laat intrek. Ek sê, Here, is eenvoudig. Ons is almal genooi na die bruilofsfees van die Lam. Maar gaan ons dit aanneem en gaan ons opdag. Ek kan die Here aanneem hier. Jy het uit jou getuienis gesê, jy was in die kerk. Vir jare. Maar wanneer jy tot wedergeboorte kom, gebeur iets. Dan gaan die krane oop, nog outomaties. Ons is op 'n woord- en aksiekamp. En ek het 'n groot klip met 'n hart op. En nou nooi ek mense voor en praat oor die Vaderhart van God. Nou kom hierdie man vorentoe en ek stap af na hom toe en ek hou hierdie klip. Ek sê, oom, ek hoor, en vergewe die woord, jy's 'n bietjie bevoeterde oom. Moeilik. Ja, reg is reg, verkeerd is verkeerd. Ek sê, oom, jy het vandag kamp toe gekom. Hierdie hart van klip, haal die Here uit sy Esegiel. Ek gooi hom op die grond neer. Ek tel so groot rooi hart op. Ek hou hom op sy hart. Ek sê, oom, jy het 'n nuwe hart. Sjoe. En daai nuwe hart, God sê, hy het sy liefde in Romeine 5:5 in jou hart uitgestort. Daai woord liefde is agape. Die liefde wat God vir my gehad het en vir jou as sondaar, is nou in jou hart. Jy is nie meer die bevoeterde oom nie. My heil. Ek besef nie, sy seun is op die kamp. Geen verhouding met sy pa nie. Boer saam. Ry by mekaar verby. Groet mekaar nie eers met die hand nie. Boer saam. Jare op die plaas. En die seun kom vorentoe. En hy sê, pa, mag ek pa vergewe? Hy sê, nee, ek is nie pa. Gun my die reg om eers om verskoning te vra. Ek het nie besef, ek het 'n wonderlike seun nie. En ek het jou met die letter van die wet groot gemaak. Nou verstaan ek, dat die letter van die wet maak dood. Daai oom begin die omgewing na die Here toe lei. Bring ouens kampe toe. Dis waarom woord en aksie die ouens help om anders te dink. Dis nie wat ek doen nie, is wat hy vir my gedoen het. En ek sê, Here, help my daarmee.
Hy sê, wanneer jy gekruisigde lewe lewe, dan kan jy nie aankla nie. Jy kan nie vinger wys nie. Die oomblik wat jy aankla, dan is dit selfpoging. Ek sê, Here, wat bedoel jy? Hy sê, want ek vergewe 'n man aan die kruis. Miskien die eerste keer in sy lewe hoor hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis die Romeine wat hom kruisig. Ja. Hierdie man hoor vergifnis. Hy's 'n krimineel, moontlik 'n moordenaar. Die Bybel praat net van 'n krimineel. Hy draai na Jesus, dink aan my as U vandag in die koninkryk kom. En Jesus sê iets wat my verstom. Hy sê, vandag sê jy saam in die paradys wees. Nou kom hulle in die paradys. Want 12 uur is dit pikdonker. Sonder die Here is dit duister tot 3 uur toe. Maar as jy duisternis in jou lewe beleef, daar's 4 kragmomente van die kruis, ons sal nog daaroor praat. Moet dit nie langer wees as 'n sekere tyd nie. Want die Here breek 3 uur toe Jesus sy laaste asem uitblaas. My kom eers en hy sê tetelestai, die 6de kruiswoord, daar 7 kruiswoorde. 7 die getal van volmaaktheid. Die 6de kruiswoord is tetelestai, ten volle betaal. In Israel, as jy jou rekening betaal, trek hulle so 'n dubbelstreep oor, skryf tetelestai, fully paid. Sjoe. Ten volle betaal. Hy sê, en hierdie man hoor vergifnis, en hy gaan saam met Jesus paradys toe. Nou, ek het 'n sterk verbeelding. Nou kom hulle in die paradys, en Gabriël staan, en sê, hoe het jy hier gekom? Ek het geen idee nie, vra die man in die middel. Dis waarom Johannes 1:17 sê, die wet het deur Moses gekom, maar genade en liefde, Deur die kruis gekom. genade en waarheid, want die waarheid is God het my lief. Genade, die Engels, grace, God's grace at Christ's expense. En ek sê, Here, wat sê jy vir my? Hy sê, as 'n prediker op die kansel staan, en hy kla nog ander kerke aan, en hy kla nog mense aan, lewe hy nie gekruisigde lewe nie. Sjoe. En as hy sê, jy meer verloor, dan sê Jakobus 1:8, die wraak van 'n man bewerk nie die geregtigheid van God nie. Nou is ek op die kansel. Ek het hier aangeneem op 15-16. Lewende woord is 30 jaar oud. Nou 38 jaar oud. Ek preek vergifnis. Maar ek verstaan nie vergifnis nie. Sjoe. Want kyk eens, vergewe my. 2 ouens op skool, dat ek die rooinek was. As ek lê en slaap, kom urineer hulle in my mond. Sjoe. Dat ek wakker word van urine wat ek van verstik. Dat ek begin met gewig te oefen. Ek wil hierdie ouens kry. Ja. En nou, as ons 'n begrafnis van mense kom van ver af, en dan loop ek altyd in die parkeerterrein om te kyk, want hulle het familie wat kom, en hulle weet nie altyd waar die kerk is nie. As ek vanoggend die Google gevolg het hierna, toe het ek nooit hier uitgekom nie. Oh, ek verdwaal ook met Google, hoor. So ek sê, Google, julle kan opgradeer, maar nogtans, hier kom hierdie ou aangeloop, wat die voorbok was, wat dit aan my gedoen het. Oh, nee, En ek dink by myself, my maat, ek is nou meneer Suid-Afrika. Ja. Ek het nou spiere. Jy kom my boelie, nou gaan ek jou voeter. Ek gaan jou tande uitslaan en die begrafnis neem. Skielik het ek 'n gesig, Pretoria nuus nogal. Ek is op die voorblad. Prediker slaan man se tande uit. Toe neem hy die begrafnis. Gelukkig nie die man se begrafnis. Ek sê, ag Here, help my. Hy sê, sien jy? Jy het vergewe so. Jy het altyd aanklag. So terwyl jy vergifnis gepreek het, het jy inligting oorgedra. Jy het dit wat jy weet oorgedra, dis teologie. Ja, dis waar. Genade kom uit die hart uit. Ja. En ek sê altyd vir man, sê vir jou vrou,
Ek dink ek het jou lief en kyk of jy moeilikheid het. Sien, liefde is nie hier nie. Hoe verstaan ek liefde? En ek stap, nee, ek sê, Here, dan moet U my help. Hy sê, o, jy vra my vir hulp. Heilige Gees, Parakletos, hulp, bystand, raadgewer. En ek kom hierdie ou en ek sit my arms om hom. En ek sê, ek vergewe jou van harte. Amanda, iets val van my af. Na jare, op die kansel. Ja. En ek gaan terug. Maar dit is so seer, Neville, dit is seer om daar te wees as mense so seer maak en verneder. Maar jy sien, die hele evangelie is vergifnis, want so lief het God. Ek het nie die evangelie verstaan nie. En baie predikers spreek die evangelie hier. Daarom praat jy, is in die kerk jou hele lewe, maar jy is nie wedergebore nie. En Hoogheilig op pad terwyl ek hel nou toe. terugloop na die diens toe, om die diens te neem, daai dag neem jy ou die Here aan. Wat? En die Here sê vir my, sou jy hom in die hel sonder tande wou sien, of in die hemel met tande? Sê, Here, gaan ons tande in die hemel hê? Die Here antwoord my nie, maar my lewe het begin verander. Kan jy glo? Want skielik het ek besef, dis nie wat ek doen nie. Maar Ja, Neville, jy nou wil moet ek met vir- jou gawes werk, jy moet jou talente ontwikkel. Jy moet dit nie begrawe nie. Jammer, jy wil vra. En nou wil ek vir jou vra, kyk hoe slim is Satan. Ons loop 'n pad en ons dink ons is reg, ons dink ons doen reg, en die volgende oomblik is daar iets wat ons so seer maak, of jou pa word doodgeskiet, of iets radikaals gebeur wat sê maar, hoe kan ek hierdie vergewe? En dit is gewoonlik met vergifnis. Jy word verkrag, iemand word doodgemaak, iemand word gif gegee, jy word afgedank onregverdig. Daai seer is 'n ander seer, en dit vat regtig Heilige Gees om jou te kies om te vergewe. Dis nie maklik nie. Ek het op woordenaksiekampe gesien dat ouens, as hulle pa vergewe, gewoonlik die diepste wond te pa, dan staan ouens op uit 'n reistool uit. Rarig. Ek gaan een storie vertel. Die professor van sielkunde, ek gaan nie name noem nie, bel my en sê, my jongste meisie van so 14, 15, sy is in Weskoppie, sy loop net in kwyl. En ek hoor, jy kan daar help. Ek het toe die gym in die stad gehad, en hy het by my gym geoefen. Saam met Kevin McNamara nog. Nee, Kevin was bo in die straat. O. In Pilkreerstraat. Ek was Ek weet dit, blok hulle en het half altyd van gesê, saam met Kerkplein Kevin. af. Ja, Kevin is nou oorlede ruk terug. Regtig. Hy was 'n katholiek, maar hy het werklik 'n ontmoeting met die Here gehad. Dis 'n ander storie. Maar die belewenis net van die Here, nou het ek amper my draad verloor. Die man het afgestap en jy was daar by Kevin McNamara, jy sou gaan oefen het. Ja, maar nou loop jy 'n pad met die Here en skielik verstaan ek God se liefde en hoe godsdiens jou kan verblind. Baie. En jy besef nie jy's verblind deur die godsdiens nie. En jou belewenis, en miskien wil ek na die ander kant toe gaan. Ek is onder in Durban op Bible College, ek was 'n jaar op Bible College. En ek word wakker hier by 2 uur, want ek hoor my naam 3 keer, kliphard. En ek staan op, ek gaan, my skoonpa by ons gebly, en hy het Parkinsons gehad. Ek het gedink hy het geval in die gang, en hy roep my. En hy sê, okay, ek gaan terug. En ek hoor my naam. En skielik besef ek, die Here praat my. Ek kan jou nie vertel wat dit is, dis waarom ek die boek geskryf het. Sy stem vul die hele huis, maar dis hierdie, ek het nie ander vergelyking, die radiostem, wat kalmte bring, wat vrede bring. Ek verstaan dat hy 'n vredevors is, 'n vors van vrede. En my vrou lê in slaap, en ek dink, my vrou, die Here praat, dan slaap jy. Maar ek besef vandag, toe Jesus gedoop word in die Jordaan, toe kom die stem, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. In my woorde,
En as ek sê, dis my laaitjie en ek is mal oor hom. Die liefde van 'n pa vir 'n kind is so belangrik. En die wonde wat mense opdoen, is omdat die seer. Nou kom ek by die meisie in Weskoppies, en hulle roep haar oor die interkom. En hulle sê vir my, meisie nie meer gaan praat nie, sê ek wel net. Maar nou sit ek hier by Weskoppies, nou staan hier 'n ou en hy sê, God het vandag met my gepraat. Hy het gesê, dit gaan hier so by 11:00 begin reën. En is stil so ruk. Nou sit hy in die hoek en sê, jy lieg man, ek het nog nie eens vandag met jou gepraat nie. Besef ek hoekom mense in Weskoppies land begin stemme hoor. Maar ek wil dit nie afbreek nie. Ja. Dis wonde. Hierdie meisie kom aangeloop, mooi meisiekie, 14, 15. Hy loop by haar mond uit. Ek sê vir haar, wat is jou naam? Ek weet toe wat haar naam is. Ek sê, Here, hoe gaan ek met haar praat? Geen wonder die prof het gevra ek moet met haar kom praat. Here, gee my 'n woord. En dis waarom die Here partykeer ons hy moet baie sê. Net een woord, ek roep jou as dit. Hy sê vir my, vra haar net van haar pa. Ek sê, vertel my van jou pa. Sit ek haar kop op, sê, hou op kwyl. Hy sê, oom, my pa het my verkrag. Sies toch. Nou sit ek in die moeilikheid, wat doen ek nou? Gaan ek na die professor toe en sê, jy moet die pa konfronteer, hy het die dogter verkrag. Maar die 5de wet, 15 nommer van genade, sê eer jou vader en jou moeder. Hoe stuur ek haar terug na haar pa toe? Ek sê van meisie, vertel my wat gebeur. Sy sê, ek het as klein dogtertjie altyd tussen mamma en papa in die bed geklim, want is lekker warm, en toe is my ma weg, en die oggend kry ek koud en gaan klim by my pa in die bed, my pa het my verkrag. En sy sê van die tyd af, ek sê, jy het nou ophou kwyl. Ek sê, toe oom met my praat, en almal met my praat, toe hoor ek het hier, maar toe oom vir my sê, vertel my van my pa, toe praat iets met my hart. Toe besef ek kan van die kansel af met koppe praat, of met harte praat. En dis my uitdaging in elke prediker, ongeag jou denominasie, is jy 'n kopprediker. 'n Kopprediker is, jy word kwaad, jy is nie gekruisig nie. Ek sê nie, ek kan kwaad word vir ongeregtigheid, vir taksies, as ek dit nie begoed nie. Jy kla aan. En ek verstaan vir die eerste keer 'n gekruisigde lewe. En ek sê vir die meisie, kan ek jou kruis toevat? Ek hou haar arms uit, en ek maak die spykers na haar hande. Ek sê vir haar, van die kruis af, vergewe jou papa. Hy sê, papa, ek is lief vir jou. Maar wat jy aan my gedoen het, ek is nie jou vrou nie, ek is jou dogter. Maar die Here, saam met hom sê ek, Vader, vergeef my papa. En die meisie begin huil. Nou kom die opsigter, hy sê, wat het jy aan haar gedoen? Ek sê net vir die opsigter, jy sal nie verstaan, hy staan aan die een kant toe. Sy huil onbedaarlik. Ek sê, nou moet jy teruggaan. Hulle gaan jou pa bel. Want jy is normaal. Hulle gaan jou uitlaat, vanmiddag of môre. Jou pa bel, sê, jy praat net op ou kwyl. Hy sê, oom, wat my pa sê? Sê, as jou pa kom, sê, pa, vat my vir ete, of vir 'n milkshake. Hy sê, pa, ek wil pa van harte vergeef. Dit is 'n baie swaar ding. Sy sê, hoe gaan ek dit doen? Ek sê, jy gaan dit doen, want die Here, Heilige Gees, jy het nou vergewe van die kruis af. Jy het die Jesus aangeneem, ek dink sy was 6, toe sal die Here aangeneem het. So. Maar nou hierdie wond. En appa, kom haal haar, sit haar arms om haar pa, soen hom, gaan eet. Hy sê, papa, ek en die duiwel werk nie saam nie. Die duiwel is die aanklaer. Ek wil pa nie aankla nie. Wat pa gedoen het was verkeerd. Pa is my papa. Papa is my identiteitgewer. Daarom dra ek papa se naam.
Maar ek wil pa vergewe van die kruis af. Shame. En ek het pa regtig in my hart vergewe. Hy sê, hoe kan jy my vergewe aan wat ek aan jou gedoen het? Ek het jou in 'n inrigting laat land, maar jy is my enigste dogter. Hy sê, pa, ek hoor nog aanklag. Sê net vir die Here, ek is jammer. Sy sê, my pa begin onbedaarlik huil. En sy bel my, sy sal jy met my pa praat. Sjoe. Die erg was dat, en ek is versigtig wat ek sê, die prof wat by my geoefen het, prof in sielkunde, moes self gemolesteer geword het, want hy het my seentjies 8, 9 en 10 in die sonne gemolesteer. Maar kon nie met die prof deel nie. Toe die prof my bel en sê, wat het jy met haar gemaak? Ek sê, prof, jy sal nie verstaan nie. Ek sê, as jy die dag bereid is, dat ek uit die Bybel uit met jou praat, sal ek met jou praat. Want dit is nie my woorde nie, is God se woorde. En prof, ek wil net vir jou sê, God is nie jou aanklaer nie. Hy is lief vir jou. Ek bid nie dat daai prof by die Here uitgekom het. Want op die oomblik by IP noem die mense, die studente, die teologiese gebou, die ateïsmaker. Regtig. Dis die hartseer. Daar is professors wat 'n wonderlike verhouding met die Here het. En ek het 'n Griekse professor daai tyd by die Universiteit van Pretoria, die het my gehelp om baie goed te verstaan. En ek het gereeld by hom gaan kuier, want ek is nie 'n Griekse skoolier nie. Vandag sê die mense vir my, jy het nie Grieks geswat nie. Ek sê, ek het 'n doktorsgraad in Grieks. Ou met die naam van Chuck Day. Hy is by ons in die gemeente, hy help my altyd met die Grieks. Hy is kosbaar, ja. Hy het 'n doktorsgraad in Grieks. En hy help my altyd. En die professor wat my gehelp het, was sy professor. So, en ek wil nie daar name noem nie, maar dis wonderlik om sulke belewennisse te hê van 'n lewende God. En hoe hy, en ek bid regtig dat hy prof vir die Here uitgekom het, want ek het hom nie gaan aankla nie. Absoluut. Neville, ek voel daar's papas wat kyk, wat nodig het om vir hulle kinders te gaan om verskoning vra. Dis baie Nee, moeilik. nie kinders nie, maar Ja. maar familielede. Wil jy nie vir hulle bid nie? Dat hulle Weet krag jy sal hoeveel kry? mense ons mee sit, veral meisies, wat, nou is ek versigtig, want hulle kan my aankla, wat nie wil trou nie, wat lesbies word, wat biseksueel word, omdat hulle gemolesteer is. My vriendin was so, ja. En al wat ek vir hulle kan sê, is vergifnis. En ek gaan vir jou bid en sê, kom saam met my kruis toe. Beskoppies, na daai dogter toe. As jy na my luister, steek jou hande uit. Galasiërs 2:20 sê, ek is teenwoordige tyd saam met Jesus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar die lewe wat ek nou lewe, leef ek deur hom wat my lief gehad het en homself my oorgegee het. Ek wil vir elke kind sê, seuns wat deur paas gemolesteer is ook. Dalk deur 'n ma van die kruis af kan jy vergewe. Ek wil vir paas en vir ma sê, jy kan vergewe, maar alleen van die kruis af. Sien hoe jy gekruisig word, saam met die Here. Verklaar jouself dood, verklaar jouself gekruisig, bid saam met my. Here, ek is saam met U gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar die lewe wat ek nou lewe, leef ek deur U, wat my lief gehad het en U self my oorgegee het. En nou vergewe ek van harte my pa, my ma, my oom, my oupa, die seuns, die dogters wat my gemolesteer het.
Dankie Vader. En nou verklaar ek die gees van gebondenheid gebreek. Ek verklaar die leengees en die gees van perversiteit gebreek oor hierdie mense. En ek verklaar jou los in Jesus naam. Amen. Ek weet nie hoeveel tyd ons oor het nie. Nee, ons tyd is klaar. Ons sal 'n volgende program doen. Ek glo dat daar 'n groot juk van jou skouers af is. Want jy wag dalk al jare om net met iemand te kon praat en hier doen Neville die program vandag. En luister weer die program en bid weer daai gebed. En vra Heilige Gees om jou te help om te vergewe. En as jy nie kan vergewe nie, dan sê jy, Here, ek kies om te vergewe. En dan gaan jy sien, dit gaan makliker word. Tot en met volgende week. Hy is lief vir jou. Totsiens.